Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vanoggend, sonder skaamte, wil ek julle vat na my favorite superhero toe. Bietjie skaamte. Spider-Man. Spider-Man. As ek mag, sou ek 'n Spider-Man onesie gehad het. Hy is awesome. Hy is awesome. Die mees iconic scene en verseker die mees iconic oomblik van die hele Spider-Man reeks, die woorde wat Spinnekop man se lewe definieer, klink nie so cool in Afrikaans nie, ek weet, is die woorde wat oom Ben vir Peter Parker sê voor hy doodgaan. Hy sê vir Peter Parker, with great power comes great responsibility. Dit sny hom diep. Dit definieer sy lewe, want hy het vir wat ook al rede 'n dief voor hom gehad en hy het nie die dief gekeer nie. Hy het gekies om nie sy powers te gebruik om die dief te keer nie. En daai selfde dief hardloop toe weg en gaan en skiet Peter se oom dood. Peter Parker se oom dood. En nou dat sy oom dood is, sê sy oom vir hom, Peter, with great power comes great responsibility. Daai woorde kom oor en oor terug na hom toe. Die punt is, Parker, jy het iets wat niemand anders het nie. Jy het powers. En daai powers kom met verantwoordelikheid. En wanneer jy jou voorreg misbruik, wanneer jy jou verantwoordelikheid ontduik, dan gaan iemand die prys betaal. Tot 'n groot mate ligpunt is hierdie wat Jesus vir ons vanoggend wil sê. Jesus se woorde aan ons vanoggend, lees saam in vers 48, daar heel op die einde, daai laaste sin. Jesus se woorde aan ons is, everyone to whom much was given, of him much will be required. And from him to whom they entrusted much, they will demand the more. With great power comes great responsibility. Hierdie verse, vers 48, is regtig die belangrikste verse vir ons vandag. Die vraag wat ons vra vanoggend is, wat beteken hierdie spesifieke verse in die lig van hierdie storie wat Jesus ons vertel? Wat beteken hierdie verse vir ons? Spesifiek, wat is ons verantwoordelikheid? Wat is ons verantwoordelikheid teenoor Jesus? Wat is sy verwagting van ons? Nou soos ons hierdie uit gaan pak, wil ek vir julle vra, hou julle blaadjies by julle, want I'm just the messenger, okay? Don't shoot the messenger. Hou julle blaadjies byderhand, sien dis God se woord, dis nie my woord nie. En die struktuur gaan ons baie help, want dis 'n tricky teks. Dis 'n tricky teks en die struktuur gaan ons baie help. So ons gaan so deur die teks werk. Ons gaan eers kyk na die konteks en laasweek se boodskap en hoe hierdie aansluit by wat voorheen hier gesê was, en dan gaan ons kyk na 2 punte. Punt 1, rentmeesterskap. Groot Afrikaanse woord vir my, okay? Rentmeesterskap, stewardship, punt nommer 1. En dan gaan ons kyk na die tweede punt, verantwoording. So ons gaan kyk na konteks, rentmeesterskap en verantwoording. Die konteks laasweek het ons gesien, het Poen vir ons gepreek oor vrygewigheid en wysheid. En die groot punt daar was dat ons nie moet opgaar en groter en groter skure bou nie. Lukas 12 vers 18 in die teks wat net voor hierdie teks kom. Ons het gepraat van 'n ballonmentaliteit en 'n bekermentaliteit. Die ballonmentaliteit is 'n mentaliteit wat vat en hoe meer God die persoon seën, hoe meer vat hulle lewensstandaard word net al hoe duurder en duurder, hulle gaar meer en meer op en die ballon groei. Die ballon groei net heeltyd. Teenoor 'n bekermentaliteit sê jy mag skure hê, jy moet opspaar, jy moet slim wees met jou geld, jy mag omsien vir jou lewe se behoeftes, maar ons is 'n beker. Ons trek 'n duidelike lyn in die sand en ons sê ons koop nie in die leuen van materialisme nie. Ons koop nie in nie. Alles wat God my mee seën, ek weet wat ek nodig het, ek trek 'n lyn in die sand, ek weet dis genoeg, en die res van die seënings van God wat vir my lewe gee, dit vloei oor die beker, dit loop uit. En dit word gegee aan God en die bou van sy koninkryk.
Die oorvloed van my lewe word gegee om die gebrokenheid van die wêreld aan te spreek. Om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Ons kry dit uit Lukas 12 vers 31 van laasweek se teks. Seek first his kingdom. So die oorvloed van ons lewens word nie net toegewy aan wat ook al nie, dit word spesifiek toegewy aan die Here. Seek first his kingdom. Dis laasweek. Nou, vanoggend praat Jesus nog steeds, hy is nog steeds aan die woord. En in ons teks vat hy hierdie lering net 'n stapie verder. Dis eintlik dieselfde boodskap, hy gaan net nog verder. Hy sê hierdie is vrygewigheid en wysheid part 2. Jesus hou aan om te verdedig hoekom 'n bekermentaliteit van lewe, die vrygewige manier van lewe, hoekom dit wys is. Hy hou aan om daai teses te verdedig. Laasweek het Jesus ons oë gerig na die motiverings hier op aarde wat ons maak wil opgaar. Ons vrese, ons is bang, ons is angstig. Ons is bang vir kos en klere, so dis hoekom ons opgaar, nê? Hy het gesê, moenie dat jou vrese jou dryf om te wil opgaar nie. Dis nie wys nie. Vertrou God die Vader, hy weet wat jy nodig het en hy sal vir jou sorg, vers 29 en 30. The Father knows that you need these things. Maar hierdie week vat hy ons oë weg van die hier en nou af. Hy praat nie meer oor ons vrese en ons motiverings hier nie. Hy lig ons oë op van die hier en nou af na die daar en dan toe. Jesus wil ons wys hoekom die vrygewige lewe spesifiek wys is in die lig van wat kom. Die ewigheid. Die ewigheid. So as ons dink aan beleggings, wat is die hoogste return wat ek kan uitkry, die grootste uitbetaling vir die lewe wat ek nou hier lewe? Jesus se punt is, wysheid sê, die toekoms moet my huidige prioriteite bepaal sodat ek die hoogste uitbetaling kan kry. En hierdie bring ons dadelik direk na die eerste punt toe, rentmeesterskap. Rentmeesterskap. Wat gaan hier aan? In hierdie eerste blok van die teks en eintlik regdeur beskryf Jesus oor en oor en oor die geloofslewe in terme van rentmeesterskap, stewardship. Hy hou aan om hierdie prentjies vir ons te gee om die punt te maak dat alles wat ons het is aan ons geleen. Alles wat ons het is aan ons geleen. En die meester, die eintlike eienaar van alles wat ons het, hy is tydelik weg. Maar terwyl hy weg is, het hy aan ons alles wat hy het toevertrou. Jesus heg prentjies bymekaar. Hy vleeg so alles prentjies van rentmeesterskap, maar hy heg hulle bymekaar. Vers 35 sê hy, stay dressed for action, keep your lamps burning. Vers 36, be like men who are waiting. Ons wag heeltyd vir iets. Ons wag heeltyd vir iets. Waarvoor wag ons? Die meester is gou by 'n troue. Troues in hierdie tyd kon weke lank duur. En die meester wil nie terugkom na huis toe en dan's al die deure gesluit en hy kan nie in sy eie huis inkom nie. Nee. Wees soos men who are waiting. Wanneer hy klop, maak ons oop want dit is sy huis. Ons is reg vir hom. Ons is reg vir hom. Die prentjie hier van vers 35, stay dressed for action, is letterlik in die Grieks, is dit letterlik trek jou lang kleed aan. Jy weet daai lang kleed wat hulle dra? Dis letterlik trek daai lang kleed op en bind hom vas en maak 'n kort broek. Maak vir jou 'n kort broek, want jy's nou besig, jy moet werk. Hierdie is jou werksklere, hierdie is nie jou vakansieklere nie. Stay dressed for action. Jou kleed kan nie heeltyd aan jou bene vashak terwyl jy rondhardloop vir die meester nie. Hierdie is werksklere wat jy aan het. Vers 38 gaan verder. If he comes in the second watch or the third watch, and he finds them awake, blessed are those servants. Die second watch en die third watch was die laat middernagse ure en daai vroeë oggendure, 3 tot 6. Daai vroeë oggendure. Wanneer almal slaap, wanneer almal moeg is, wees reg. Wees reg. Konstante, voortdurende waaksaamheid. Hoekom? Want vers 39 en 40. Kyk na vers 39 en 40. As ons geweet het, die dief gaan 20 oor 12 inbreek,
gaan ons reg wees. Ons gaan reg wees. Maar die punt is, ons is servants, ons is stewards, ons is rentmeesters, en ons moet reg wees. Why? Vers 40, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Soos 'n dief in die nag. Gaan nie weet, hy gaan 20:12 kom nie, ons gaan net nie weet nie. Die prentjie wat ek dink behulpsaam vir ons hier is 'n vraag wat ek julle wil vra. Kom ons wees almal gou eerlik. Wanneer werk ons die hardste? Wanneer die baas in sy kantoor sit en elke nou en dan verby jou loop om te sien wat jy doen, werk jy dan die hardste of werk jy die hardste wanneer hy weg is op 'n besigheidstrip? Die vrygewige lewe is die lewe wat altyd reg is vir die baas om verby jou te loop en te kyk, wat doen jy? Waarmee is jy besig? Meer as dit, die vrygewige lewe wag op reg, hy bly hardwerkend. Hy is net so besig wanneer die baas weg is, soos asof die baas oor sy skouer gekyk het. Dis die vrygewige lewe. Dis 'n lewe van rentmeesterskap. Die prentjie maak eintlik nog 'n punt wat net so belangrik is. Vra jouself gou, waarmee is hierdie ouens besig terwyl hulle wag? So as ek nou by baas kyk oor my skouer en ek tik nou op my Excel spreadsheet, wat is die werk wat ek doen? Dis die vraag. Wat doen hulle? Wat is die werk waarmee hierdie ouens besig is terwyl hulle wag? Kyk na vers 42 en 45. Dit beskryf vir ons 2 dienaars wat wag vir die meester om terug te kom. Dis die faithful and wise, hy bestuur die household, vers 45, to give them their portion of food at the proper time. En dan is daar die ander dienaar, vers 45, hy sê, my master is delayed in coming, and he begins to eat, or to beat the male and female servants, and to eat and drink. So in plaas van om die kos te gaan uitdeel vir elkeen wat moet, vat hy die kos vir homself, hy eet dit en geniet dit en kuier. So Jesus skets hier 'n prentjie waar die een wat nie reg is nie, die een wat nie reg wag nie, hy is die een wat lewe asof daar geen meester is nie. Dis weer die taal van laasweek, eat and drink and get drunk. YOLO, you only live once, lewe nou en lewe goed, want niks maak verder saak nie, lekker, niemand hou my accountable vir hoe ek die asem wat aan my gegee is bestuur nie. Niemand gaan van my tyd en my geld en my gawes en my prioriteite kom eis nie. Ek kan maak wat ek wil. YOLO. Hierdie persoon is nie reg nie. Sy lampie brand nie en hy het nie sy werksklere aan nie. Hy het nie sy kortbroek aan nie. Okay? Hy lewe die teenoorgestelde van die vrygewige lewe. Want hy lewe nie in die lig van die einde nie. Hy lewe nie in die lig van wat kom nie. Hy lewe asof alles syne is. En om die punt nog duideliker te maak, kyk ons weer na vers 42, the faithful and wise servant. Hy vat nie daai kos vir homself nie, hy gee dit, hy doen met die kos wat met die kos gedoen moet word. Hy gee dit uit aan al die ander dienaars in die huis. Hy bestuur die huis. Hy lewe en hy vra homself heeltyd, as die meester nou moet kom, waarmee gaan hy my vang? Waarmee gaan ek besig wees? Hy lewe 'n lewe asof daai lewe geleen is aan hom. En so, om die vraag duidelik te beantwoord, waarmee is hulle besig? Wat se werk doen hulle? Readiness. Okay, readiness is gelyk aan. Die werk wat hulle doen is gelyk aan, proporsioneel tot die mate waarin ons lewens as rentmeesters lewe, in die lig van Jesus wat gaan terugkom. En vir ons gaan vra, wat doen jy met alles wat ek vir jou toevertrou? Die mate wat ons lewe lewe in die lig van hierdie waarheid, dis gelyk aan hoe gereed jy regtig is. Die mate tot wat hierdie waarheid jou lewe affekteer maandag tot sondag, dis die mate waarin jy die werk mee besig is met jou werk. Dink weer aan beleggings. Okay? Sê jy gee vir Allan Gray groot somme geld en hulle beloof vir jou 10% op 'n jaar op al jou geld, lekker.
En jy wag 5 jaar. En jy kom terug en jy sê, "Waar's my geld?" En jy sien, nie net het hulle nie jou geld vir jou gespaar en dit meer gemaak nie, jy sien jy het minder as wat jy gegee het. Hulle het jou geld gebruik. En jy sê, "Wat het julle met my geld gedoen?" En jy sê, "Nee, maar ons wou elke jaar het ons het hierdie staff party, jy weet, en ons wou net so 'n bietjie kuier en ons werk hard." Met my geld? Okay. Jy kyk weer deur die bankstate, jy sien Carrycraft banke. Jy sê, "Hallo? Nee, ons is gemaklik sit hier by die kantoor. Ons wil gemaklik sit hier by die kantoor." Dis die injustice hier. Dis nie hulle geld om te gebruik nie. Dis die punt. Die punt is, ons is gereed. Ons werk tot die mate wat ons hierdie waarheid in ons harte laat insink. Dat hy gaan terugkom. En hy gaan ons vra, wat het ons gedoen met alles wat hy aan ons toevertrou het. Dit bring ons na die tweede punt toe, verantwoording. Jesus gaan terugkom en hy gaan rekenskap eis. En as alles wat ons wel het, as alles wat ons het aan ons toevertrou is, en in hierdie tweede punt, as ons werklik besef ons is rentmeesters, is die vraag in hierdie tweede punt, hoe gaan dit dan eintlik lyk wanneer hy hier is, wanneer hy terugkom? Wanneer hy op aarde is en ons tyd hier op aarde is verby, hoe lyk dit presies wanneer hy deur jou rekening gaan of kyk na jou hy gaan rekenskap eis by jou? Hoe lyk dit? Hier raak dinge soos die jonges sou sê bietjie spicy. So vergewe my. Kyk na vers 41. Vers 41 vra Petrus, Jesus, met wie praat jy? En van laasweek se teks af sien ons in vers 22, Jesus praat nog steeds met sy disippels. En al die kommentare sê, Jesus praat met sy disippels. So, Jesus praat met ons. So, voor ons verder gaan, is dit belangrik vir ons om te noem, dat as jy hier sit en jy noem jouself 'n disipel of jy's 'n gelowige, dan is hierdie teks pertinent vir jou. En vir ons as 'n kerkgemeenskap. Dus die toepassing word gerig na ons toe. En die prentjie wat ons hier sien van Jesus wat gaan terugkom, is, wel die vorige punt is, wees altyd reg, hy gaan nie net terugkom en dan moet ons reg wees nie, ons kan môre doodgaan, en dan moet ons reg wees, dis unexpected. So wanneer dit gebeur, wanneer hy terugkom of wanneer ons hom ontmoet, wat ons hier sien, is dat Jesus in hierdie verse 'n tipe van 'n oordeel uitlewer. Hy lewer 'n oordeel uit. Want hy praat met sy disippels en hy sê vir sy disippels, hierdie is die oordeel wat ek oor jou uitspreek. En wat ons moet sien is, hierdie is nie die oordeel van 'n heilige God teenoor 'n sondige mense nie. Dis nie daai oordeel nie. Daai is ek wil amper sê die first judgment. Dis die geregtigheid van God en ons sonde teen 'n geregtige God. Daai oordeel, wanneer ons daar staan, spring Jesus voor ons in en hy sê, wow, my bloed het hierdie persoon gedek en ons is veilig van daai oordeel. So hierdie is nie daai oordeel nie, maar hierdie is wel 'n tweede oordeel wat plaasvind vir gelowiges. Hierdie is 'n tweede oordeel wat spesifiek vir gelowiges is as rentmeesters. En dis 'n tydperk van verantwoording vir gelowiges, want die meester het nou teruggekom. As jy vers 42 en 48 net kyk net vir my 'n bietjie na daai verse. Kom spandeer net 'n bietjie tyd daar. Ons sien die eerste servant, hy's faithful and wise, en in vers 43 spreek Jesus sy oordeel oor hom. Blessed is that servant. Hierdie is 'n geseënde servant. Dis die oordeel wat hy gee. Hy beloon hom in vers 44, truly I say to you, he will set him over all his possessions. Hy beloon hom. Maar dan in vers 45 tot 48, dan hou hy aan oordeel uitlewer, maar hy praat met 3 verskillende dienaars. Hy praat van die een wat opgesny gaan word. Hy praat van die een wat 'n severe beating gaan kry en die een van 'n light beating. So hy oordeel ons en dan deel hy eintlik uit spesifiek tot jou lewe. Dis spesifieke oordeel. So wat hier gebeur is, hy oordeel jou op die basis van jou faithfulness of unfaithfulness met alles wat jy geleen was. Die unfaithful was nie reg nie, hulle lampies het nie gebrand nie, hulle werksklere was nie aan nie, hy sê vir hulle iets.
Dies wat reg was, hy sê vir hulle iets. Dies wat nie reg was nie, wat ons hier sien in sy oordeel is, die Here straf hulle. Of ten minstens, as hulle nie straf nie, ten minstens voel hulle die pyn. Hulle voel die pyn van hulle keuses hier op aarde. So niemand wil eers praat oor die beloning nie, oor die 5 en wise 7 nie, want al wat julle gehoor het is iemand word opgesny. Johan, hoekom word iemand opgesny? So kom ons begin daar. Kom ons begin by daai skokkende woorde van iemand wat opgesny word. Johan, hoe kan Jesus hierdie vir sy disippels sê? Wat gaan hier aan? Kom ons begin en sien hierdie is prentjietaal. Hierdie is prentjietaal. Dis nie bedoel om letterlik opgevat te word dat iemand opgesny gaan word nie. Dis Ou Testamentaal, dis die oordeel van God. Nou, al moet ons dit nie letterlik opvat nie, ons moet opsit en luister. Ek weet nie of dit daai effek gehad het op jou nie. Dit is bedoel so. Wanneer jy hierdie lees, dis shock factor. Word wakker, hier is belangrik, luister. Voel julle, dis die gewig van hierdie is. Ons moet luister na hierdie woorde, dis belangrik. Verder, wanneer Jesus van ons rentmeesterskap gaan oordeel, sien ons in hierdie teks, hy gaan 3 mense kry. Hy gaan die beledigende dienaar kry. Die abusive servant. Okay? Beledigende, nommer 2 gaan hy die onverskillige kry. Hy gaan the indifferent ook kry. Ek gee nie regtig om nie. Die onverskillige, the indifferent. En derdens gaan hy die onkundige dienaar kry. Die onkundige ignorant. Hy weet nie regtig wat aangaan nie. Dis die 3 tipes dienaars wat hy kry. En Jesus praat in hierdie kategorieë soos wat hy sy oordeel uitlewer. Die eerste dienaar, die een met die skokkende taal, hy is die abusive een. Hy is so ontrou, soos wat ontrou kan ontrou wees. Die oordeel vir hierdie ou is die hardste en met goeie rede. Die disipel is nie regtig 'n disipel nie, ek weet nie of julle dit sien nie, maar hy het geen verskoning nie. Op die basis van die ignorant, as hierdie ou nie geweet het nie, sou hy nie so erg gestraf geword het nie, dis die derde persoon. Maar duidelik weet hierdie ou alles wat hy moet weet, want hy word gestraf asof hy geen verskoning het nie. So hy is die tipe ou wat dalk in die kerk sit. Hy is die tipe ou wat hy weet alles, hy hoor alles, hy ja en amen op alles. Hy sit dalk sy beste voetjie voor, hy sit self sy 100 randjie in die kollektebakkie. Hy weet alles wat hy moet weet, hy het geen verskoning nie, en tog maak Jesus hierdie punt aan die einde van tye, wanneer Jesus sy lewe oordeel, maak Jesus hierdie punt. Jy het gelewe net vir jouself. Jy lewe asof daar net hierdie wêreld is. En jy lewe asof daar geen meester is wat gaan rekenskap eis nie. Jy lewe asof jou tyd en jou geld en jou plannetjies en jou prioriteite alles vir jouself is. Jy lewe asof jou geloof 'n Sondag geloof is, 'n kulturele geloof is, 'n geloof met geen tande nie. 'n Geloof wat nie in sy Maandag invloei vanuit sy Sondag nie. En dis abusive, ek weet ek gebruik heeltyd die Engelse woord, ek dink dit is 'n bietjie meer kragtig. Hy's abusive, want die punt wat Jesus maak is, omdat jy geen verskoning het nie, jou selfsug maak ander direk seer. Jou selfsug, jy weet alles wat jy moet weet, jy het geen verskoning nie. Jou selfsug maak dis ander seer, want nie net bloot lewe jy vir jouself nie. Die feit dat jy vir jouself lewe, maak die koninkryk armer. Dit maak die koninkryk armer, omdat jy 'n derde vakansiehuis het. Dis die punt. Jesus sê, wanneer hy terugkom, ja, dalk het niemand anders geweet, jy is nie 'n gelowige nie. Dalk het niemand anders geweet, jy is nie 'n gelowige nie, want jy het 'n goeie show voorgegee. Maar Jesus sê, ek weet, ek die alwetende Here, ek weet, en nou is ons hier aan die einde van tye, en ek call jou uit. I'm calling you out. Vers 46, die NIV sê, I'll assign him the place with unbelievers. I'll assign him the place with unbelievers. Jy was nog nooit gered nie. En daarom ervaar jy die oordeel van 'n geregtige God. Nie net omdat jy 'n slegte rentmeester was nie, maar omdat jy ook met al jou sondes voor 'n heilige God moet staan.
Kom ons praat vandag oor die tweede en derde dienaars. Hierdie dienaars kry pak sla. Dis weer prentjietaal. Hulle kry nie letterlik pak sla nie, maar hulle voel die pyn. Hulle voel die pyn van hulle keuses hier op aarde. Een erger as die ander ene. Hulle word nie geplaas met die ongelowige nie, dis belangrik. Dis belangrik. Hulle is in die hemel, hulle het dit gemaak. Maar hulle het letterlik die grootste geleentheid van hulle ewige lewe gemis. En hulle lewe met daai spyt. Paulus stel dit so in 1 Korintiërs 3 vers 12 tot 15. Kyk saam met my. Paulus stel dit heeltemal anders. Hy gebruik ander prentjietaal. Hy sê, if anyone builds his house on this foundation, using gold, silver, costly stones, wood, hay or straw, their work will be shown for what it is. Because the day, die einde, Jesus se terugkeer, the day will bring it to light. It will be revealed with fire. And the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burnt up, the builder will suffer a loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. Hierdie is die tweede en derde dienaars. Hierdie ouens staan voor Jesus, die een wat nie omgegee het nie, en die een wat nie geweet het nie, hulle staan voor Jesus. Hulle rentmeesterskap word getoets deur die vuur van die ewigheid. Alles wat hulle met hulle lewe gedoen het, elke uurtjie van hulle lewe, elke sentjie van hulle geldjie, alle plannetjies, dit word alles op 'n hoop gegooi en dit word gebrand voor hulle oë en hulle sien hoe brand alles af. En net wat van ewigheidswaarde gaan bly. So die pyn wat hulle voel, die pak slaag wat hulle kry, is die onverskillige, hy het meer goed wat afbrand. Hy sien hoe hy in die ewigheid staan met bitter min. En hy besef heavy. Ek kon meer gedoen het. Ek kon meer gegee het, ek kon meer moeite gedoen het, ek kon meer tyd gegee het. En dit is nie net bloot dat hy meer kon gedoen het nie, dis dat hy besef, die een geleentheid wat ek gehad het, ek was heeltemal misdirected, ek het die verkeerde ding gejaag. Vir my ou 70 jaartjies hier op die aarde, ek het die verkeerde ding gejaag, en nou sit ek in die ewigheid met niks, wel ten minste nie niks nie, hy is gered. Hy is daarom gered. Hulle het hulle geld op die verkeerde plek geïnvesteer. Hulle het hulle tyd in die verkeerde goed belê. Randy Alcorn het 'n uitstekende boek, Money, Possessions and Eternity. En ek het vir ons soos 'n hoendervleis quote gaan kry. Soos 'n goeie een, okay? En so lees saam, hy som eintlik hierdie so 'n bietjie op. Hy help ons so 'n bietjie so. Hy sê die volgende. Hy sê, my God-given resources, including my money and possessions, have immense potential. They are the mightiest bulldozers by which I can move the mountains of eternity. You will never again have another chance to move the hand of God through prayer to heal the hurting soul. Share Christ with one who can be saved from hell. Care for the sick. Give to those in need. Comfort the dying. Invest money to rescue the unborn. Build and plant churches, orphanages, schools to fund mission trips or further the kingdom of God in other creative ways. We will never have another chance to open our homes, to care for the widow, to adopt the orphan. What we do in this life is of eternal importance. Hierdie is wat dit beteken vir ons om ons werksklere aan te hê. Hierdie is wat dit beteken vir ons om te wag vir Jesus reg vir hom. Sonde het die wêreld gebreek en soveel soos wat ons nou, hier en nou, die koninkryk van God wat nog kom 'n realiteit maak, bedoelende soveel soos wat ons daai gebrokenheid wat ons oral om ons sien, reverse,
in afwagting vir Jesus wat finaal alles gaan kom nuut maak. Soveel soos wat ons doen wat hy gaan kom doen. Dis 'n goeie gebruik van ons tyd. Dis 'n goeie gebruik van ons geld. Dis hoe ons seker maak ons is reg. Dis hoe ons seker maak ons belê ons geld op die regte plek. Randy gaan aan. Hy sê, we can't do life over again. When the trumpet heralds Christ's return, or our life ends unexpectedly as it may, our eternal future begins and our present opportunity ends. If we have failed by then to use our money and our possessions and our time and our energy for eternity, then we have failed, period. But we'll at least be in heaven, right? That's all that matters. Die onverskillige persoon sê dit. Die indifferent persoon, ja, maar ek staan in die hemel. Randy sê, how dare we say that? How dare we say that when so much of what we do now matters to God? If this opportunity is missed, it will mean a great and terrible loss. The fact that we are saved is a clarification, not a consolation. Ligpunt, die verlies en die spyt is nie net erg omdat jy weet jy kon dalk nog gedoen het nie. Dis erg omdat jy letterlik van 'n ewige beloning gaan uitmis. Vers 37 sê dat as Jesus terugkom en hy kry jou met jou hande besig om te dien, gaan hy jou dien. Hy gaan jou op sy beste tafel neersit. Hy gaan vir jou die tafel dek. Hy gaan vir jou vra, wat wil jy eet meneer? Wat wil jy drink meneer? Ek bring vir jou. Hy gaan jou doen. Jesus Christus gaan jou bedien en vir jou sê, well done my good and faithful servant. Hy gaan jou beloon. Kyk na vers 43. Truly I tell you, as Jesus jou kry en jy is besig met jou hande jy werk, truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions. Hierdie is promotion taal. Hierdie is jou career is bevorder. Jy het die career ladder van die hemel geklim. Ons leer om te klim in die hemel. Jy het nou meer verantwoordelikheid in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Jy het meer verantwoordelikheid. Jy sê, Johan, wag, gaan ons almal nie dieselfde ontvang eendag in die hemel nie? Johan, gaan daar mense sit en Jesus gaan hulle bedien en dan gaan ander mense in die hemel sit en Jesus gaan hulle dalk nie bedien nie? Jy sê, Johan, ek gaan 'n baas hê in die hemel, daar gaan iemand wees wat groter beloning kry, hy het meer verantwoordelikheid gekry in die hemel. Ek werk nou eintlik vir iemand anders in die hemel. Is dit wat jy sê? Jy het genoeg van my gehoor, so nog een Randy quote. Okay, laaste een, ek beloof. Randy sê vir ons, Scripture does not teach what most of us seem to assume. That heaven will transform each of us into equal beings with equal possessions and equal responsibilities and equal capacities. It does not say our previous lives here will be of no eternal significance. It says exactly the opposite. Will God make all souls equal in heaven and thereby consider as equally valid a life of selfishness and indifference to others' needs as compared to a life spent kneeling in prayer and feeding the hungry and sharing the gospel? Sal die Here altyd daai lewens as gelyk beskou eendag? The Bible says no. Wat ons nou doen, maak vir ewig saak. Wat ons nou doen, maak vir ewig saak. En hierdie moet ons motiveer. Hierdie moet ons motiveer. Ons het soveel ambisie vir die teikens en die mylpale wat die kultuur vir ons gee. En Jesus sê, daar is beter, hoër dinge vir jou om jou lewe voor te gee. Dis die punt. Ons is gereg, ons is getrou en ons gaan beloon word. Nie gebaseer op of jy in bediening is of op jy 'n versendeling is nie. Ek wil hê julle moet dit pertinent hoor. Almal moet nie nou skielik kom aansoek doen by Ligpunt vir werk nie. Dis nie wat hierdie gesê nie, asseblief. Wat die Here hier sê is dat elke gelowige het 'n unieke plek in die liggaam.
Elke gelowige het 'n unieke roeping, 'n unieke plek en 'n unieke bediening. Jou bediening is in jou werksplek. En ons gaan beloon word gebaseer op hoe jy daai spesifieke lewe geleef het wat jy gegee is. Onthou, Jesus praat met elke dienaar op die basis van sy werke. Hy ontmoet ons elkeen waar ons is. Hy verwag nie almal moet kom preek nie. Dis nie wat hy sê nie. Jesus wil hê, daar moet suksesvolle besigheidsmans wees wat verskriklik baie geld maak. Jesus wil dit hê. Dis jou talent, dis jou gawe, dis jou geleentheid. Jesus wil hê, hoe baie jy het, of selfs hoe min jy het, daai weduwee in die Bybel, wat daar 10 sentjies in die pot gee, hy wil hê, almal moet kyk na hulle lewens. En hulle moet hulle unieke roepings gaan uitlewe. Jesus sê vir ons hier, as ons nie hierdie woord hoor nie, gaan ons spyt wees. Ons gaan spyt wees, as ons nie vandag hierdie boodskap hoor wat hy vir ons gee, ons gaan spyt wees. En ek dink veral ons as 'n kerk gaan spyt wees, want ons is wel 'n spesifieke mense wat baie gegee is. As ons lewensstandaard gaan vergelyk reg oor die wêreld, dan het ons 'n hoër lewensstandaard. Ons het fisies meer. Nou die grootste fout wat ons kan maak is om te dink, jy weet, eintlik het Jakes dit gesê. Jakes het dit gesê en hy het dit gebid. Die grootste fout wat ons kan maak is om te sê, nee, maar dis vir daai persoon. Hierdie boodskappe, daai persoon is skatryk. Ek hoop hy hoor. Ek gaan die podcast vir hom stuur. Dis die grootste fout wat jy kan maak vandag. Maak nie saak wie jy is nie. Jesus wil vir jou sê, evalueer jou lewe. Ryk of arm, evalueer wie jy is en waar jy is. Al het jy hoe min, daar's 10 ander mense, daar's 300,000 ander mense wat 10 keer minder het as jy. En boonop dit, omdat jy baie het, daar's baie werk om te doen. Daar's vrek baie werk om te doen in hierdie gebroke wêreld. Daar's baie gospelwerk en daai gospelwerk kos geld. Daai gospelwerk kos tyd. Daai gospelwerk kos ons prioriteite. Jesus sê, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Die laborers is nie net mense wat preek nie, die laborers is mense wat vrek baie geld maak, want hulle is suksesvolle besigheidsmans, maar hulle maak nie daai geld vir hulle self nie. Hulle het 'n bekermentaliteit. Hulle het 'n roeping hier op aarde. Hulle maak nie daai geld vir hulle self nie, hulle maak dit vir die Here. Maak nie saak hoe min of hoe baie jy het nie. Jy het unieke gawes. Jy het 'n unieke lewe en 'n unieke tyd en alwaar hierdie gaan is Jesus sê vir jou, wat doen jy met dit? Want dit gaan saak maak. Johan, ek dog Christendom gaan nie oor werk nie. Hierdie klink asof ek hard moet werk vir my geloof. Nee, Christendom gaan natuurlik nie oor werke nie. Maar daar's daai bekende, nog 'n redelike bekende ding wat almal sê, a faith alone saves, but a faith that saves is never alone. Het jy al dit gehoor? A faith that saves is never alone. Kom ek sê dit net direk, die grootste hoeveelheid geld of die moeder Teresa van dade gaan nie vir jou 'n plek in die hemel verseker nie. Dis nie wat hier gesê word nie. Ons kan nie onsself werk tot in Jesus se goeie boekies in nie. Dis nie wat hier gesê word nie. Jesus het hierdie is vir disippels. Hierdie sê Jesus het jou klaar gered. Jy het klaar 'n nuwe lewe ontvang. Wat doen jy met die redding wat jy gegee is? Wat doen jy met die nuwe lewe wat jy ontvang het by Jesus? Ek wil die vliegtuig net land. Ek het nou baie gesê oor ons lewens en ons tyd en ons talente en ons geld. Maar ek wil afsluit met hierdie vraag: wat is die kosbaarste ding wat aan ons gegee is? Die een ding wat aan ons toevertrou is, wat verseker die gewigtigste verantwoordelikheid op ons plaas as gelowiges. Wat is dit? Dis die geskenk van die evangelie. Dis jou redding. Dis die boodskap van alle boodskappe, die een boodskap wat die mensdom se enigste hoop is in lewe en in dood, die vergifnis van sondes deur Jesus Christus se kruisdood en opstanding. Dit is die kosbaarste ding wat aan ons toevertrou is. Jesus het sy lewe gegee vir hierdie boodskap.
Vra jouself, as Jesus was 'n dienaar. Jesus het gekom, God het vir Jesus gestuur met 'n baie spesifieke doel en 'n roeping en 'n verantwoordelikheid. Vader het vir Jesus gesê, gaan kruis toe. Vir die redding van 'n mense wat nie lief is vir ons nie, vir die redding van 'n mense wat hulle self oor en oor eerste sit. Vra jouself, wat sou gebeur het as Jesus homself eerste gesit het en hy was selfsugtig in daai oomblik? Wat sou gebeur het as Jesus selfsugtig was in sy rentmeesterskap? Wat sou gebeur het? Daar sou nie een kerk gewees het vandag nie. Sou nie een, daar sou baie godsdienst gewees het, koue, leë, religiosity, baie daarvan gewees, maar sou nie een werklike kerk gewees het nie. Niemand sou gered gewees het nie. Voor Jesus jou enigstens iets gaan vra, hy gaan jou daaroor vra, maar voor hy jou gaan vra oor jou geld, of jou tyd, of jou prioriteite, of jou unieke roeping en jou unieke lewe, voor hy jou enigiets gaan vra oor daai goed, beloof ek vir jou. Hy wat sy lewe gegee het vir hierdie boodskap gaan jou vra daaroor. Hy gaan jou vra, hoe het jy die boodskap bestuur wat ek vir jou gegee het? Hoe het jy daai ding bestuur wat vir jou nuwe lewe gebring het? En die punt is, gelowige, die punt van die hele teks is, with great power comes great responsibility. Jou lewe is uniek geplaas, presies waar die Here jou wil hê. Hoor dit vanoggend. Die Here het jou spesifiek daar waar hy jou wil hê, met die gesag en die geld en die talente, alles is daar om wat te doen, om hierdie boodskap te versprei. Alles wat ons het behoort gebruik te word vir hierdie een boodskap wat hy gaan ons daaroor vra. With great power, with great privilege, with great salvation comes a great responsibility. So Ligpunt, kom ons wees 'n kerk wat verantwoordelikheid vasvat. Kom ons wees 'n kerk wat se radikale vrygewigheid golwe stuur reg deur Pretoria. Wat koppe laat draai reg deur Pretoria en wat se golwe selfs verby Pretoria vloei tot in die ewigheid in. Kom ons wees daai kerk. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons bely, ons skiet kort. En opnuut prys ons U vir die genade van Jesus Christus wat altyd in ons plek instaan. Maar liewe Heer, mag ons die gewig van U woorde hier voel. Mag ons die gewig van hierdie teks voel. Mag dit ons challenge om veranderd hier uitgaan. Heilige Gees, kom doen nou daai spesifieke en unieke werk wat net jy kan doen om ons harte te roer, presies soos wat dit geroer moet word. Doen daai werk, Heilige Gees, in die naam van Jesus Christus bid ek alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.